Voordat ons begin, wil ek net vir julle sê, dat daar erkenning gee die reeksies, die gesien waaroor die thema's gaan maar redelijk oor geestelike oorlogvoering, en dis die boek wat ek gebruik as basis daarvan, so ek wil daarom aan die skrywer Jim Osmond ook daarom erkenning gee, dat die goed wat jy nou hier gaan hoor, gaan maar die meeste van uit sy boek en sy werk uitkom, en as jy, jaar van die saak, kan ek maar net so 'n stukkie daarvan hanteer op 'n aand, maar as jy so 'n bietjie meer wil lees oor hierdie onderwerp wat ons nou die week gaan hanteer, dan kan ek jy regtig aanbeveel om die boek te koop, en hy is by Amazon, is hy ook beskikbaar aanlyn op die Kindle, so dit is regtig nie 'n slegte boek nie, ek dink is iets wat waardevol is in die tyd waarin ons leef, as dit juist kom oor geestelike oorlogvoering, dan dink ek kan jy regtig hierdie boek vir die aanskaf. Geliefdes, ek gaan vra dat jy sommer net so bly sit, dan sluit ons die oor en bid ons saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om in hierdie Pinksterweek die uitstorting van die Heilige Gees te vier. Here, dat ons sal besef opnuut weer dat ons is nie alleen nie. U is nie daar ver weg iewers in die hemel en ons stoksiel alleen op aarde nie. Maar U is deur die Heilige Gees hier by ons en U rig ons, lei ons. U is altyd naby. Here, ons voel dalk soms of U ver is, ons voel dalk soms of ons nie weet wat aangaan rondom ons nie, of alles buite beheer raak. En in hierdie week kan ons weer opnuut besef, maar dit is nie so nie. U beheer elke ding, want U is altyd by ons. U het die Gees uitgestort. Here, ons dankie vir die voorreg om in hierdie week by mekaar te kan kom. Dankie vir elkeen wat ook hier is, dat U ons die geleentheid gee, dat U ons gelei het ook hierin. En mag ons in hierdie week ook dit wat ons hoor, gaan oordink. Mag ons soos altyd die dinge meet aan die woord, en mag die waarheid seef hier. Mag U gedien en geëer word ook deur ons wat hier is, as ons hier by mekaar is. Mag ons hier ook die vrymoedigheid hê om saam te bid, om hier U aan te roep as ons God en Vader, as ons hier intree vir mekaar, vir die gemeente, vir die gelowiges reg oor die wêreld. Here, ons het met verwagting gekom, die woord om te hoor, wil U dan ook vanaand deur U woord tot elkeen van ons spreek. Mag ons ook hier leer vanuit die woord. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as jy Bybel hier het, is jy welkom om saam met my te blaai na Exodus hoofstuk 20. Exodus hoofstuk 20. Ons gaan daar net vers 4 tot 6 saam lees. Ken dit waarskynlik baie goed, die hoor dit baie gereeld, kom uit die 10 gebooie uit. Lees ons saam daarvan in vers 4. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, mense hoor baie keer as jy in gesprekke is tussen vriende, familie, dat mense soms praat van vloeke. Iemand wat onder 'n vloek staan, of daar's 'n bloedlyn vloek wat hulle van noem. Ons moet nou verduidelik, kom ons gebruik iets soos drankmisbruiking. Baie keer sal dit nou wees dat iemand sê maar 'n drankprobleem het in die huis en uit die aard van die saak is daar nou. Met drankgebruik is daar altyd 'n probleem. En dan raak dit 'n krisis en mense begin bewus word daarvan, in die kerk begin hoor en mense begin hoor. En op 'n stadium kan dit dalk nou gebeur, en is gewoonlik ons meer charismatiese vriende wat nogal sterk op die vloeke is. En hulle sal dalk na jou toe kom en sê, maar hoorie, hierdie drinkery van jou, is dit nie dalk 'n vloek wat oor jou uitgespreek is nie? En dan kan hulle dalk nou vra dat hulle pastoor of hulle geestelike leier dalk jou bietjie kom sien, en dan gaan hy nou vir jou vra, en dan gaan hy nou agterkom, maar is dit nie dalk so iets nie? En hy sal nou tipies die vraag gaan nou wees, maar jy drink dalk nou,
Maar hoe dit gelyk in jou huis, toe jy kind was? Het pa en ma bietjie gedrink? En wat van oupa en ouma? Het hulle bietjie vlees gevat? Weet, is dit nou iets wat nou so oor die generasies kom? Ja, wel, almal, maar die familie het maar nou 'n streep. Die Ferreras is mos maar so, hulle drink mos nou maar, wat ook al die geval nou mag wees. So, en dan is dit, maar ja, sien jy, hierdie goed is nie net nou jou probleem nie, dis goed wat nou al oor tyd na kom, dis 'n vloek wat oor jou uitgespreek is. En dit moet wees omdat iets gebeur het. Die Ferreras is nou weer skelm gewees met een of ander transaksie toe hulle die plaas gekry het en iemand het hulle vervloek, of ouma het met die okkulte gelol en glasie gespeel, of iets is nie lekker nie, maar dis iewers in jou voorgeslagte moes daar 'n vloek, iets moes gebeur het. En hierdie ding dra nou oor van generasie na generasie na generasie. En dan sal hulle vir jou nou gewoonlik sê, jy moet hierdie vloek breek. En daar's baie sulke boeke wat jy kan gaan koop as jy by Koem en al die manne op die internet ook gaan kyk, as jy sien, daar's baie titels oor geestelike oorlogvoering, en hulle gaan vir jou, daar's 'n klomp skrywers, daar's mense soos Mark, ek noem nou maar sommer 1 of 2 net vir, as jy dit dalk wil gaan opsoek, Mark Bubeck, of Neil T. Anderson, dis nou daai groepering van mense, dis sukses meer in die charismatiese kringe, wat hierdie ding nogal redelik prominent is, en hulle skryf dan vir jou hoe om hierdie vloeke dan te breek, en jy het 'n baie spesifieke stel woorde wat jy moet gebruik, en dan moet jy dit hardop sê, en as jy sien ook, hulle sê altyd, jy moet dit hardop spreek, want hulle sê, die duiwel is nie alomteenwoordig, hy kan nie jou kop kom nie, maar as jy dit praat, dan kan hy dit hoor die duiwels dit, en daarom moet jy dit hardop sê. Nou, ek het nou sommer uit een van hierdie boeke, dit is Neil Anderson, ek weet nie of het syne is, ek kan nie onthou nie, sommer 'n gebed wat ek vertaal het, wat hy nou 'n voorbeeld gee van hoe klink so afsweer van jou vloek wat oor jou is. Ek lees dit vir julle, ek het natuurlik in Afrikaans vertaal, syne was Engels. Ek bestraf en verwerp al die sondes van my voorouers, as een wat verlos is van die mag van die duisternis en oorgebring is in die koninkryk van God, deur sy geliefde seun. Ek kanselleer alle demoniese werke uit, wat aan my oorgedra is van my voorouers. Ek wandel nou in die nuutheid van die lewe in Christus. Ek kanselleer elke vloek wat op my geplaas is, en ek verwerp enige en elke manier waarop die Satan eienaarskap van my wil neem. Dit alles doen ek in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So jy hoor, dit is nogal, klink op die oor af, nogal nie te sleg nie, klink nogal of het redelik Bybels is, en hy haal toch nou tekste aan, sê grond van die dinge wat gebeur het, en Jesus Christus, daarom breek ek nou hier die vloek wat daar is. Die vraag is dit Bybels? Kom ons toets. Het jy al ooit in die Bybel iewers te gelees, dat jy demone of vloeke moet afsweer? Wanneer is nou so 'n bietjie ouer as die ander, het jy in die jare wat jy nou al die Bybel lees, al ooit daar gelees, jy moet hierdie vloek afsweer, jy moet demone afsweer of uitdryf. Nog 'n vraag, kan 'n mens demone erf? Dit is eintlik maar waarop het neerkom, nee? Want as jy nou 'n vloek het, wat oor generasies gaan, generasievloeke of bloedlynvloeke, dan beteken dit, hierdie demoon wat hier oor hierdie vloek, dra nou oor na die volgende geslag, en die volgende geslag, so jy erf eintlik demone is dit moontlik? Straf God mense vir hulle ouers se sonde, of dalk vir hulle kinders se sonde? Eintlik, as oupa Groetjie nou iets gedoen het, as ek nou besig om die straf te dra, as daar 'n bloedlynvloek is dit Bybels? Is dit wat die woord leer? Wat bedoel die Bybel? As ons nou in ons teks gelees het, as daar staan, God besoek die misdaad van die vaders, van die kinders in die 3de en die 4de geslag. Want dit is die teks wat gebruik word. Dis hoekom ek dit vir julle vanaand lees. Dis die teks wat grondslag vorm van hulle uitgangspunte, sê maar, dis op grond van hierdie teks, van Exodus 5, wat ons kan sê, daar is bloedlynvloeke, want God sê dan self, dit word in die 3de en die 4de geslag, die misdaad word besoek. Nou sommige gaan so ver en sê, kinders kan selfs demone erf. Is dit moontlik? Dat jy van jou ouers, dis nou in die uiterste gevalle, dis nou wanneer jou ma met heksery of
afgoderry of sulke goed betrokke was op jou pa, dan kan jy nou 'n demoon erf. En daar word ook geglo dat as ek sê, jy moet dan hardop dit sê, sodat die demoon dit kan hoor, en dan moet jy nou hierdie sondes van jou voorouers bely, en jy moet hierdie goed breek, want hulle sê, die Satan het 'n wettige vashou plek aan jou. Want kyk die sonde wat nou al loop oor die generasies. Oupa het gedrink, pa het gedrink, jy drink. So gaan dit aan. Hy het 'n wettige vashou plek. En dis hoe jy moet vrykom, jy moet nou hierdie goed breek. En baie van die kringe wat hierdie goed leer, word selfs gewaarsku teen aangenome kinders. Sê jong, jy moet maar mooi dink voor jy kinders aanneem. Want onthou, jy neem nou 'n kind aan en waar kom die meeste aanneem kinders vandaan, sal die redenasie wees. Dis nou maar nie gelukkige gesinne nie. Dis juist daai dwelmsverslaafdes en daai wat met die okkulte besig was, is daai groepering wat hulle kinders weggooi, en nou neem jy daai kind aan, en dan bring jy daai demoon eintlik in jou huis in, want daai kindjie dra daai ding nou in, en nou raak dit verstrengel in hierdie Christelike huishouding van jou, en nou gaan die ding nou verder aan in die jare, so jy moet besop, want jy kan dit daar, hierdie ding in jou huis inbring. Met die arme weeskinders, is hulle nie al deur genoeg nie, want hulle nog beskuldig word van demone ook nog in hulle. Maar dis wat hulle leer. Nou kan demone en vloeke en bloedlyne oorgedra word. Kan ons demone erf? Moet ons dit mondelings breek? Is dit goed wat ons moet doen? Kom ons begin by ons teks. Die vers wat hulle so graag aanhaal, ons maar weer vir lees, die 5de vers in Eksodus 20, jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat maak. Daar's dit. God besoek die misdaad van die vaders aan die 3de en die 4de geslag. Bloedlynvloek. Nie heeltemal nie. Jy vergeet van die volgende vers wat sê, en ek bewys barmhartigheid en duisende van die ander, wat my naam tog aanroep. So hulle vergeet van die genade van God, maar dis ook nie die bedoeling daarvan, is nie dat jou sonde nou betaal word deur die volgende geslagte nie. Die gedagte daarin is dat die sonde het 'n invloed op jou. Kom ons gebruik die voorbeeld van iemand wat drink. As jou pa drink, gaan jy waarskynlik drink. Dis al wat jy ken. Dis die voorbeeld wat jy gehad het. As die genade van God nie daar is om dit te verander nie, dan sal dit oorgaan na die volgende generasie, en daai kind gaan nie jou pakslaag dra nie. Hy gaan sy eie pakslaag dra. Maar jy het hom verkeerd geleer. En dis die sondes van die vaders wat besoek in die kinders word. Maar elke een gaan vir sy eie pak staan. Jy dra nie iemand anders se sonde nie. In elk geval is hierdie teks is eintlik maar 'n Joodse skryftegniek. Dit wil twee goed kontrasteer om vir jou te wys wat is die beste pad. Dis eintlik die gedagte hier. Dis 3de of 4de geslag van die wat my haat, of 1000 geslagte wat my gebooie onderhou. Dis nie bedoel om letterlik opgeneem te word nie. Dink net logies daaroor. As ons nou sê, okay, ek moet nou die 3de en die 4de geslag gaan gestraf word vir pa se sonde. Maar kom ons sê, aan hierdie kant is hier nou iemand wat nou gelowig is, beteken dit 600 geslagte verder ontken iemand God. En hy sê daar is nie 'n God nie, en hy skeer sy Bybel op en gooi hom in die vuur. Beteken dit dat hy geregverdig, want God sê vir 1000 geslagte is daar genade? Nee, ons kan nie letterlik opneem, dis nie die bedoeling daarvan nie. Die teks is nie daar om te sê dis letterlik wat gebeur, dis 'n beeld wat gegee word, 'n skryftegniek om te sê kyk bietjie mooi, dink bietjie, gebruik die grystof. Watter een is die beste? Dit gaan hier glad nie oor demone nie. Jy kan maar weer Eksodus 20 gaan lees. Daar's niks, word nie gepraat van demone, vloeke, geeste wat uitgedryf word. Dit gaan oor sonde. Dit gaan oor God en hoe hierdie ding uiteengesit word. So dit het niks te doen met wat in die geesteswêreld of geesteoorlog. Die Bybel leer en elke konsekwent, soos ons sê, dat jy nie vir iemand anders se sonde sal betaal nie. In die tyd van Esegiel was daar 'n spreekwoord wat gesê het, die ouers eet, of die pa eet die groen druiwe, en dan word die kinders se tande stop. Bedoelende, die kinders word gestraf vir pa se sonde. Dis wat mense geglo het. En dan stuur God vir Esegiel, en hy sê, gaan stel die ding reg, vertel vir die mense hoe werk het. En ek kan gaan lees, in Esegiel 18 vers 20, sê die Here dan baie duidelik, dis die duidelikste vers wat in die Bybel is. Ek het nou nie by my nie, maar jy kan dit self oplees. Esegiel 18 vers 20. Die seun sal nie vir sy pa se sonde gestraf word nie,
En die pa sal nie vir die seun se sonde gestraf word nie. Elkeen sal voor God staan in sy eie reg. So daar is nie so ding soos 'n bloedlynvloek wat kan oordra nie. Dit is onbybels. Dan die volgende redenasie wat hulle dan gewoonlik het is, maar wat van die kerkgeskiedenis? Wat van die tradisies in die kerk self? Want die Rooms-Katolieke kerk en die Oosterse ortodokse kerk het hierdie belydenis, soos wat ons nou die 12 artikels en daai goed wat ons bely, is deel van hulle belydenis en hulle sinnetjie wat hulle graag sê, wat hulle sê, ek weerstaan jou Satan, jou werke en jou wee. En dis deel van die Rooms-Katolieke se leer en ook van die Oosters-ortodokse se belydenis. So hulle het hierdie ding van ek spreek dit verbaal uit. In die gereformeerde kerke het ons dit nie. Nou die kerk, die gereformeerde groepering het weggebreek in 500 jaar gelede, 31 Augustus 1517. Hulle weggebreek van die Rooms-Katolieke kerk en gesê, ons kan nie met hierdie kerk saamgaan nie, want die leer is nie suiwer nie. En daarom het ons nie hierdie goed geërf nie. Wat beteken gereformeerd? Die woordjie gereformeerd beteken terug na die skrif. So ja, dit is nog in die Rooms-Katolieke kerk, dit is nog in die ortodokse, Grieks-ortodokse en Oosterse kerke, is hierdie belydenis van hulle nog daar, maar daar is geen teksverwysing daar nie. Dis iets wat met tradisie oorgedra is. Daar is geen teks, skrifbewyse daarvoor, dat ons die Satan met ons mond moet bestraf of afsweer of enigsins so iets nie. Daar is net nie so teks nie. Daarom is dit nie die gereformeerde kerk se belydenisskrift. 'n Ander ding wat mense moet raak sien, is dat die leer van hierdie vloeke, bloedlynvloeke, is eintlik lynreg teen die Bybel. Gaan teen Christus se kruisiging en sy soenverdienste, soos wat in die evangelie vir ons verkondig word. Mense wat aan die bloedlynvloeke glo, ek weet nie, dalk ken nie mense wat daaraan glo en wat daaraan vashou, en dit vir dalk al genoem het, hulle sal sê, hulle hou vas in die krag van die kruis. En die skrif is genoegsaam. Maar wat hulle sê, maak glad nie sin Bybels nie, en dit gaan teen die Bybel. Want sulke mense sê, julle ken dalk nie sulke mense, ek nou sê, ja, maar hulle is nie Bybels nie, dan gee ek sê, nie die mense wat ek ken, wat oor vloeke praat, is gewoonlik baie Bybels. En hulle loop juist met die Bybel onder die arm, aan hulle die versies wat hulle gee. Dit is dalk so. Maar oor hierdie saak sit hulle die pot mis. Dit is baie jammer, maar bloedlynvloeke is daar Bybels glad nie gronde vir. Die Bybel leer ons dan dat ons gered is op grond van die soenverdienste van Jesus Christus. Sy bloed red ons. Dat Christus ons totaal al vergewe het, skoon gewas deur sy bloed. Nou hoe kan ons dan nou sê dat as jy Christen is, jy skoon gewas deur die bloed van Christus, maar nou moet ek eers losgemaak word van een of ander vloek van 'n Satan? Maak mos nie sin nie. Wat het Jesus dan kom doen? Van wat het hy my dan kom verlos? Dit maak net nie sin nie. So met ander woorde, jy het nou 'n Christus plus gedagte. Ja, Christus sê hulle, plus, jy moet hierdie goed afsweer. So wie is dit nou wat dit doen? Wie is nou die verlosser? Jy hoor waar die dwaling nou inkom. Nou is dit nie net Christus alleen, genade alleen, maar nou is dit Christus plus ek wat nou hierdie goed afsweer. Jy weet net nou ons gesê, jy moet dit hardop sê, jy moet hierdie wettige vashou plek, soos hulle sê, moet jy nou verbreek. Maar die skrif leer, dat die een wat op Christus vertrou, vir sy verlossing, is gered van die koninkryk van die duisternis. Hy is bevry van die een van die mag van die dood, die duiwel. Dit staan net so in Kolossense 1 vers 13. So hoekom moet ek dan nou nog iets ekstra doen? Die kind van God leer ons mos, as jy 'n gelowige word, dan word jy aangeneem, jy word deel van die kinders van die Here, jy word in sy huis ingebring, jy's 'n kind van God. En volgens die Bybel is die kinders van God vry, jy is skoongewas, geregverdig in Christus. Om te dan te beweer dat jy nog iets moet doen, ontken jy mos dan die woord van die skrif. Dan sê jy, Christus se werk is nie voltooi nie. En sê, dan sit ons nou weer met die probleem, wat ons gister op in die prediking gehoor het, ons sit met, ja, die Bybel is waar, maar ons moet ook hierdie goed, wat hierdie mense skryf, moet ons ook in ag neem.
En nou begin die onfeilbare woord met die feilbaarheid van mense gemeng word, en nou sit ons met hierdie halfgebakte ding, en is nie meer waarheid nie, want is vermeng. En is nie van heidense mense, dis mense wat gesê hulle is gelowig is, maar op 'n dwaalspoor is. En dis wat dit so gevaarlik maak. As jy hierdie leer glo, dan beteken dit, dat jy sê hierdie uitsprake van jou, hierdie afsweer wat jy moet doen, dan sê jy eintlik daardeur, dat dit moet nog gedoen word, Christus is nie gedoen nie. Christus se kruis is nie voldoende nie. Daar's iets wat ons nog moet doen. Maak net nie sin nie. Hoe verstaan ons dan 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Niet gemaak. Dan maak daai vers nie sin. Om te beweer dat die Satan dan 'n wettige vaste plek op jou lewe het of op jou familie en jy moet dit mondelik afsweer, beteken dood eenvoudig jy aanvaar nie Christus se soenverdienste aan die kruis nie. Dis hoe erg dit is. Ek wag in elk geval nog vir die persone wat eendag daai teks moet vir ons wys waar daar staan dat Satan 'n wettige vashou het op kinders se lewens. Waar kom dit dan? Waar staan dit in die Bybel? Dat die Satan enigstens 'n vashou plek op 'n kind van die Here het. Dit is geen wettige vashou plek. Nou is nie so teks nie. Dis 'n opgemaakte valse teologie. Wat is die betekenis van verlossing in Christus as dit nie die vryheid van Satan insluit nie? Wat help het Christus het dan hierdie werk gedoen? Maar ek moet in elk geval nou eers weer my vloeke afsweer en ek hierdie sonde afsweer. Ek moet dit doen. Dan sê jy mos eintlik maar net daardeur Jesus se werk is nie voldoende nie. So jy hoor eintlik as jy daarop neerkom, die oomblik as jy glo in vloeke, in bloedlyn vloeke, dan laster jy eintlik teen Christus, want jy sê hy het nie sy werk ordentlik gedoen nie. En dan moet ek iets doen, want hy kan dit nie reg doen nie. Nee Here, jy het aan die kruis gesterf, jy doen nie reg nie, sorry. Ek moet nou eers hardop hierdie demoon sleg sê. Dan is dit nou beter. Jy verstaan. Dis lasterlik, dis onbybels. Hierdie leer ondermyn die genoegsaamheid van die skrif. Jy kan maar in die Bybel gaan kyk, daar's nie een plek in die Bybel waar daar sê 'n voorbeeld gegee word van waar jy hierdie gebede moet bid nie. Nie een gebed in die Bybel sê dat jy moet een of ander iets afsweer. Daar's nergens 'n voorbeeld of dat jy beskerming moet bid oor aangenome kinders of 'n suiwering van 'n huis of jou hotelkamer skoonmaak voor jy daar bly of die binding van Satan in jou drome of die kansellasie van demoniese magte of invloed oor jou. Waar? Is reg. Klink goed, klink wonderlik. Waar staan dit? Jy eien vir jouself mag toe wat jy nie het nie. Jy gaan seer kry. Want jy dink jy beheer die situasie en jy gaan 'n groot pak slag kry. Nie net is daar nie voorbeelde van so iets nie. Die skrif beveel ook nie vir ons om dit te doen nie. Nergens staan dit nie. Mense sal nou dink, is dit nou nogal, ek meen as ons nou die duiwel nou moet besweer en omkeer, dan sal mense nou nogal dink dat die Here dit sal iewers in die Nuwe Testament vir ons dalk sal sê en dat die apostels dit sal doen. Maar dit word nie gedoen nie. Die mense wat hierdie goed aanhang, sê jy moet hierdie goed doen. Dis dringend en dis noodsaaklik. Van die vriende wat hier in die charismatiese bewegings is, wat jy mee gesels het dalk hierdie ding van, maar jy moet hierdie ding breek, want dit gaan jou verwoes, en dit gaan jou lewe verwoes, dit gaan dit en dat en dit. Waar staan dit? Weet jy waar staan dit? Die enigste plek waar dit geskryf is dat jy hierdie goed moet breek, is die boeke wat hulle geskryf het en aan jou wil verkoop, sodat hulle geld gemaak het. Dis al wat daar staan. Dis nie 'n Bybelse beginsel. Die lagwekkende is, dat hulle sê, sonder hierdie waarheid sou miljoene gelowiges vasgevang gebly het in die slawerny van vloeke. Dankie tog, hulle het dit vir ons geskryf, anders het ons nou net die Bybel gehad. Wat sou ons dan gedoen het? Anders nou net dit gehad om terug te val. Maar gelukkig het hulle dit geskryf en nou kan ons bevry word. Dis belaglik. As iemand beweer dat jy op 'n onbybelse handeling nodig het vir jou heiligmaking of jou verlossing, dan ontken jy mos die opgenoegsaamheid van die skrif. Die oomblik as jy iets inbring wat nie in die skrif staan nie, dan is dit dwaling. Want waar kom jy vandaan? So 'n persoon sê eintlik, maar eintlik het God net nagelaat om te skryf.
Hy het nie vergeet om ons dit te sê. So daarom het ons nou dit self uitgewerk en hier is dit nou en dis hoe dit werk. Dis twak, dis belaglik. Die laaste gedagte is maar net om te sê dat hierdie denke lei eintlik tot slawerny en nie vryheid nie. Dis nou die groot ding, jy het al gehoor van die woord bevrydingsteologie. Al daai woordjie gehoor. Dis dit. Bevrydingsteologie is hierdie ding van ek bevry jou, ek maak jou los van die goed. Dis 'n bevrydingsteologie. En hulle sê dis daar om jou vry te maak. En weet jy wat, is eintlik net daar om jou mooi presies die teenoorgestelde te doen. Want nou begin jy bang gemaak word deur goed wat nie daar staan nie. En jy het 'n wêreldse lewensbeskouing waar Satan oral teenwoordig is. En jy moet die hele tyd teen hom beklei en jy moet die hele tyd met jou woorde wegspraak en jy moet hom die hele tyd bestraf en hom die hele tyd bid, so jy hierdie beswerings en gebede en hierdie spreuke. En sonder hierdie rituele, beweer hulle nou, sal die Satan beheer neem oor jou lewe, oor jou besittings en oor jou gesin. En wat doen hulle? Hulle kweek 'n kultuur van vrees. Jy is die hele tyd bang. Sê nou ek het iets gedoen. Nee, as sê nou nie eers ek het iets gedoen, jy sê nou oupa het iets gedoen. Dan sit ek nou met die gebakte peer. Weet jy, dis hierdie ek is bang, die resultaat is slawerny. Dis 'n wêreldbeskouing en 'n teologie wat nie op die skrif gebou is nie. Dis nie iets wat vry maak, dis iets wat jou bind, iets wat jou vashou. Bang maak. Dink nou maar net aan die voorbeeld ek net nou gee oor die kinders wat aangeneem is. Nou sê hulle vir jou, nee, moet nie kinders aanneem nie. Net te bring jy daai ding in jou huis in. En die ding bedoel ek nou die demoon, nou net die kind net self. Maar net te bring jy die kind in jou. Dit is 'n bangmaak storie. Dit bind jou. So hierdie leer is nie net vals nie. Dit is ook wreed. Dis 'n teologie van vloeke en bloedlynvloeke is absoluut en totaal al onbybels. Die kruis van Jesus Christus het jou verlossing en jou regverdiging en jou bevryding en jou heiligmaking en jou weer verheerliking, jou volle vryheid klaar verseker. Niks wat jy nog moet doen nie. Daar's nie iets wat ek nou nog moet bysit nie. Die wat in Christus is verlos. Jy's nie. Jy's volkome en veilig in hom. Vloeke, bloedlynvloeke is 'n onbybelse dwaling waarteen ons moet waak. Weer eens moet ons nou nie gaan en daai mense daar buite sê, my dominee het nou vir my gesê, jy praat twak nie. Daar is ook 'n regte manier hoe ons die dinge hanteer. Bring die mense tot die waarheid. Gaan vra hierdie vraag daar buite. As mense vir jou sê, hoe hierdie ding, sê ek maar waar staan dit in die Bybel? Op grond van wat? En ek wil jou waarborg, 99.9% van die mense gaan dit nie vir jou kan sê waar dit staan nie. Maar hulle gaan nie 'n teks kan gee nie. Hulle gaan in elk geval 100% van hulle gaan nie 'n plek in die Bybel kan kry om dit vir jou te kan sê waar dit staan nie. Hulle sal dalk Eksodus 20 gaan haal en sê ja, maar sien dit. En nou kan ek vir hulle sê, maar nee, dit is nie so nie. Hierdie is 'n onbybelse ding, kom tot bekering. Vind vrede in Christus. Kom ons vrede het, ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef bang te wees vir die goed nie. Want in Christus is ons klaar verlos, veilig. Amen. Here, saam met miljoene der miljoene gelowiges reg oor hierdie wêreld in elke volk en taal en nasie, bring ons aan U die lof en die eer en die dank ook as ons hier vanaand is. Here, ons dankie vir die woord, ons dankie vir die waarheid wat ons het. Here, dat ons in nederigheid voor U sal bly, dat ons ook in nederigheid die waarheid sal gaan verkondig. Dat ons sal weet, soos om Johan ook nou gebid het, daar niks is wat ons kan doen nie. Niks is uit onsself nie. En daarom staan ons maar bloot net as diensknegte voor U. Here, mag ons die woord wat ons hoor, mag ons dit gaan verkondig in die wêreld daar buite. Here, ons bid vir ons dorpie, ons bid vir al die dinge wat hier gebeur, die skole, ander kerke. Here, dat ons as gelowiges werklik waar ook sal hande vat. Maak nie saak in watter kerk of denominasie nie, maar dat ons saam met die ware gelowiges hande sal vat en saam sal werk, dat ons mekaar sal skaaf en skuur, sodat uiteindelik U koninkryk gebou kan word. Dat ons hier
ons dorp, ons kerk, ons skole, ons gemeenskap sal uitbou, sodat dit eer en verheerliking van U naam mag wees. Ons bid dit ook vir ons land. Here, waar ons in duistere tye is, en dit so maklik is om dan maar self duister te wees, bid en vra ons dat U ons sal krag gee, om staande te bly, om die regte dinge te doen, om 'n ligdraer te wees in 'n wêreld wat donkerder word. Ook oor die wêreld heen bid ons vir gelowiges, besonder daar waar vervolging plaasvind, in die kerk ondergronds moet gaan. Ons bid vir daardie gelowiges dat U vir hulle sal sterk, hulle wat ook ons broers en susters in Christus is. Here, dat ons voortdurend sal bid vir mekaar, dat ons mekaar se hande sal sterk maak, sodat U naam uiteindelik verheerlik sal word, dat U koninkryk sal kom. Here, ons bid dat U ons sal verlos van hierdie aardse stryd, dat U sal kom so gou as moontlik. Ons roep dit uit saam met die kerk van alle eeue, kom Here Jesus, kom tog gou, en verlos ons van hierdie lyding. Intussen weet ons is nie alleen nie. U Gees is by ons. Dit bely ons in besonder hierdie week. Ons erken dit en ons dankie daarvoor. Wil U dan ook nou met ons wees, as ons hier uit mekaar uitgaan, ook waar ons gaan aansit by 'n ete, wil U ook hierdie voedsel aan ons liggame seën. Here, dankie vir elkeen wat daarom gewerk het, die hande wat dit voorberei het. Gee dat ook elkeen van ons wat daarvan eet, versterk sal word, en hierdie krag sal gebruik tot eer en verheerliking van U naam, die uitbouing van die koninkryk. Ons bid dit in Jesus naam.